Nou goed, kom ons draai na die woord van die Here. Die van julle wat julle Bybels hier het, kan saam met my lees, twee skrifgedeeltes vanoggend, Psalm 1, die hele Psalm, en dan ook in Galasiërs hoofstuk 5. Ons is nog steeds besig met ons reeks oor die Heilige Gees, en ons draai ons aandag nou na die vrug van die Heilige Gees. Psalm 1 sê vir ons, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Net weer vers 3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dan die ander gedeelte is Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16. Die werke van die vlees en die vrug van die Gees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Prys die Here. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So sê die Bybel, né? Dat ons net gou daar pos. So sê die Bybel. Mense wat in daai dinge leef, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Dis nie haatspraak nie. Dis nie een of ander fobie teen 'n jaloerse persoon nie. Dis die heilige, ware, lewende woord van God wat dit sê. En dit moet vir ons eintlik so 'n bietjie van 'n waarskuwing gee, dat ons versigtig moet wees dat hierdie tipe dinge wat genoem is, die werke van die vlees, dis nie net dade nie, maar dit is ook gesindhede, dat hierdie dinge nie beheer kry van ons harte nie. Amen. Dan gaan hy verder, vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Baie belangrike vers, né? As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Nou die Bybel is vol van beeldspraak, né? En Jesus het veral geniet om van alledaagse voorbeelde gebruik te maak om diep Bybelse waarhede te deel.
Hy het daarvan gehou om stories te vertel of om praktiese voorbeelde te gebruik om diep dinge met mense te deel. En een van die temas dwars deur die Bybel, nie net in Jesus se prediking nie, maar ook in die Ou Testament, is die voorbeeld van bome en vrugte. En ek weet hier is 'n paar mense hier wat nou nogals groen vingers het en wat vir my baie meer kan vertel rondom plante en bome en vrugte en tuin maak as wat ek weet. Maar hier is kosbare en diep betekenis wat eintlik deur eenvoudige simbole oopgesluit word wanneer daar gepraat word van vrugte en bome. Jesus het daardie wonderlike lering gegee, die bergpredikasie, en hy het daar die voorbeeld gebruik van bome en vrugte toe hy gepraat het van die valse profete. En hy het gesê dat aan hulle vrugte sal hulle geken word, né? Aan jou vrugte word jy geken. Hy het gesê 'n goeie boom dra goeie vrugte en 'n slegte boom dra slegte vrugte. Jy kry nie goeie vrugte aan 'n slegte boom nie en jy kry ook nie slegte vrugte aan 'n goeie boom nie. Jy kry nie dorings aan vye bome of vye aan distels nie. Dit pas nie by mekaar nie. So wat sê die vrug van die boom? Die vrug sê wat die kondisie van die boom is. Want as dit 'n goeie vrug is, dan is dit ook 'n goeie boom. Nou, toe hy gepraat het van die valse leraars, het hy gesê, aan hierdie mense se vrugte sal julle hulle herken. Want jy sien, die ding met valsheid en veral met valse leraars is dat hulle hou hulself mooi en vroom, né? En hulle meen dat dit wat hulle is goed. Maar al hoe 'n mens dit werklik kan beoordeel, is aan die vrug. Is aan dit wat hulle sê en dit wat hulle doen. Nou 'n vrug is mos iets wat 'n boom voortbring. Ek het al gehoor mense praat van die boom het vrug uitgestoot. Praat ek reg as ek dit sê? Hy het vrug uitgestoot. Die vrug het uit hom uit gevorm. Wat vir ons sê wat binne-in hom aangaan. Ek wonder of dit baie energie verg. Ek ken nou nie hoe bome kan seker nie voel nie, maar dit moet tog goed gaan met die boom om vrug te kan uitstoot. En die boom moet tog 'n goeie wortelstelsel hê om die nutriënte uit die grond uit te kan kry om daardie vrug te kan voortbring. Hy moet ook in die regte posisie staan teenoor die son met sy blaartjies sodat hy kan fotosintetiseer en energie kry om 'n vrug te kan produseer. En daarin al klaar is vir my 'n baie mooi 'n betekenis en 'n baie mooi voorbeeld van wat nodig vir ons is as mens om goeie goddelike vrug na vore te kan bring. In die eerste plek moet jy geanker wees in dit wat goed is. En jy moet geanker wees in die waarheid wat die woord van God is. Ons moet 'n mooi sterk wortelsisteem hê. Goeie waardes en goeie beginsels, né? En waar begin dit? Dit begin by die huis. Dit begin daar waar jy as ouer dit vir jou kind leer en ons wat nou volwasse is, wat dankbaar kan wees dat ons ouers vir ons goeie waardes en beginsels geleer het. Veral Bybelse beginsels en waarhede. Jy moet geanker wees in die waarheid. Jou wortelsisteem moet in vrugbare en goeie grond wees. Dawid skryf so mooi, hy sal wees soos 'n man geplant, soos 'n boom geplant by waterstrome. Hy is ingebed in die bron van lewe, né? Amen. God is ons bron van lewe en 'n boom kan nie oorleef as hy nie in die grond is nie. As jy hom uittrek en hy lê daar aan die kant en sy wortels is nie in die grond nie, dan vrek hy. Hy kan nie leef nie want hy is nie ingebed in
ingewerk, ingegroei in dit wat vir hom lewe kan gee nie. En net so is dit ook met ons lewe, nê? Salomo skryf ook so mooi waar hy sê, moenie op jou eie kragte staat maak nie. Gee jou weer aan die Here oor en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak, nê? Wees in gebed, ingewortel in dit wat goed en goddelik is. Jy weet, ek kyk so na die storms daar in die Kaap en ek weet nie, dit is nogals vir my ook, ek weet nie of dit vir julle interessant is nie, maar as hierdie hurricanes so die Florida tref daar in Amerika, daar is maar sterk winde, nê. En baie van daai bome bly staan. Hoekom? Want hy is geanker, hy's gewortel. Ons weet die lewensstorms gaan kom. En die winde gaan waai en die dinge gaan ons bietjie uitdaag. Maar sien, as ons gewortel is in Christus, geanker is in Christus, dan kan die lewensstorms maar kom. Die winde kan maar waai, ja, die boompie gaan so bietjie buig en geruk word, maar ons gaan nie ontwortel word nie, want ons is in die waarheid. En vanuit dit kry ons daai lewensenergie, daai geestelike energie, daai geestelike krag en vermoë om ook goddelike vrug te kan uitstoot. Ons het ook nodig om in 'n goeie verhouding teenoor die Here te staan as ons die simbool van die son gebruik, nê? Son is tog 'n bron van lewe, bron van lig en krag in ons wêreld. En daai ou boompie moet mooi vir die son kyk die heeltyd. Carly se favourite plant is 'n sonneblom en hy lig mos sy koppie op en hy kyk na die son en hy volg die son die heeltyd soos wat die son beweeg, sodat hy kan energie kry en groei en gesond wees. Het Jesus en Paulus nie albei gesê dat ons oë gefestig moet hou op God nie, nê? Paulus skryf so mooi, hou julle oë gefestig op Christus, die beginner en die voleindiger van julle geloof, sodat julle kan volhard terwyl julle omring is deur 'n wolk van getuies. Paulus sê in Kolossense 3, rig julle gedagtes na dit wat daar bo is, dit wat by God is, nê? So dit gaan oor 'n Godgerigtheid, geanker in die waarheid, maar ook 'n Godgerigtheid wat nodig is vir ons om goddelike vrug te kan uitstoot. Dis pragtig, nê? Wonderlik. En wat vir my so mooi is dat dit sê vir my, al wat die Here van my vra in die proses om die vrug van die Gees te hê, is om net in 'n verhouding met hom te wees. Dis nie iets wat ek self kan voortbring nie. Dit is die vrug wat die Heilige Gees in my voortbring. So die fokus weer eens gaan nie wees, okay, ek moet nou meer nederig wees nie. Nee, die fokus is, kom ek wees God gerig en die res van die dinge sal volg. Amen. Kom ek wees gewortel in die waarheid, kom ek wees geanker in die waarheid, kom ek wees 'n mens van beginsel, en kom ek laat toe dat die beginsels van die woord van God my hart vul en my gedagtes rig en my hart rig, dan sal daardie vrug uitgestoot word in my lewe. Amen. En as mens nou verder kyk na bome en vrugte, dan is daar iets wat moet gebeur vir 'n boom om meer vrug te kan dra. En dis nou hier waar die groenvingers my moet help. Jy moet die grond mooi bemes, né? Ons het nou klaar gepraat oor die grond, en ons moet seker maak hy is reg geplant dat hy vol son kry. Maar wat is ook iets wat moet gebeur, ten minste elke jaar met 'n plant, met 'n boom wat vrug dra? Hy moet gesnoei word, né? Hy moet gesnoei word, en jy gaan nie sommer net enige iemand 'n snoeiskerf gee en sê, snoei die ding nie, want hy sny hom dalk in 'n boksie, en ons wil nie dit hê nie, nê.
Hy moet met wysheid gesnoei word, sodat hy op die regte manier uitgroei. Hoekom? Sodat hy meer vrug kan dra, né? Nou weer eens, ek weet nie hoe werk 'n boom en of hy gevoel het nie. Maar as iemand aan my moet kom sny en knip dat ek beter moet groei, dan gaan dit bietjie seer wees, né? My oortjies is bietjie te klein, nou moet my ore geknip word dat hulle groter kan wees. Dit gaan nie lekker wees nie, né? Ek kan nie dink dat vir iets wat gevoel het, soos wat ons fisiese gevoel het, dat dit aangenaam moet wees om gesnoei te word nie. En ek dink as ons geestelik oor hierdie dinge praat, kan ons almal vir mekaar sê, daar was ook al tye in ons lewe, waar dit vir ons gevoel het, die Here snoei aan ons. Of die lewe sny so bietjie aan ons. Daar is dinge wat met ons gebeur, waarvoor ons nie vra nie, en dit is nie lekker nie, veral wanneer dinge met ons gebeur en dit lig uit, dat daar sekere gesindhede by ons is wat nie gesond is nie. Of dat ons op 'n sekere manier dink, of sekere dinge doen wat nie goed is vir ons en ander mense nie, en ons het nodig om in aanraking te kom met daardie een of ander tekortkoming wat ons het, en ons het nodig om aan daardie ding aandag te gee. Dis nie lekker nie. Dis nou gisteraand se kampvuur rookie wat my so bietjie vang. Snoei. Die woord sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 12 dat die Here tugtig die wat hy liefhet. En ons weet nie altyd hoe daai tug lyk nie. Ons moet versigtig wees om nie alles toe te skryf aan die tug nie, want dit kan partykeer nie die tug wees nie. Maar die beginsel is, die Here tugtig die wat hy lief het, en hy gebruik die voorbeeld van 'n pa en 'n kind. En hy sê dat redelike paas wat liefdevol is, of voogte wat liefdevol is, gaan die seun tug. Want die tug is nodig om die kind op die regte spoor te lei. Ek weet, dit is nie vir my altyd lekker as ek my kind moet tug nie. Ek vind nie noodwendig genot daarin nie, maar as hy so 'n bietjie getug moet word, dan is dit ook nodig, want ek is lief vir haar, want ek besef as ek haar nie tug nie, en sy gaan aan met daardie tipe gedrag, gaan sy uiteindelik by 'n plek uitkom wat nie goed is nie. En daarom tugtig ons die wat ons lief het, want ons wil die onsuiverhede so uit hulle uithaal. Nee, ja, kom ons los dit daar. My pa het altyd, die meneer het altyd gespot en gesê, julle was en julle ore is weer 'n bietjie dik. Ons moet julle van onder af warm maak, dat die was kan loskom, dat julle kan hoor. Julle moet so 'n bietjie getug word. Daai tugtigingsproses is nie altyd aangenaam nie, maar dis nodig, want dit bring uiteindelik goeie gedrag na vore. En so ook in ons verhouding met die Here. Die Here tugtig die wat hy liefhet. So wanneer die Heilige Gees na my toe kom, en hy oortuig my deur die woord, en in my gewete, sê nou maar as ek sukkel met hoogmoed, en hy kom oortuig my van hierdie dinge, en hy spreek my aan daaroor, en hy lei my om hierdie dinge te kan aflê, dan is dit goed. Amen. Is nie lekker nie. Is nie lekker om te hoor jy is hoogmoedig nie, maar daar is dan 'n geleentheid om dit uit te sorteer, want die Here wil jou by nederigheid uitbring. Of hy wil jou by afhanklikheid uitbring, of goedgesindheid, of vreugde, of wat ook al dit mag wees. En daarom sê Jakobus vir ons, ag dit loutere vreugde, wanneer jy deur beproewings gaan, wanneer jy getoets word, want dit is 'n geleentheid om te bewys wat jy geloof is. So snoei. Dink dit is 'n nodige gebed om te bid. Here, kom snoei aan my. Kom werk aan my, kom
kom vorm en kom skuur en kom knip aan my en kom verwyder van my wat nie daar moet wees nie, sodat ek meer vrug kan dra. Want, wanneer ek meer vrug dra, word U meer verheerlik. Amen. Ons het so mooi gehoor by die woensdagoggend Pinksterdiens wat pastoor Dani gedoen het, toe hy gepraat het oor evangelisasie, toe hy gesê het, ons moet die evangelie gaan verkondig, oral waar ons gaan, en so nou en dan moet ons woorde gebruik. Onthou julle dit, nê? En dit sê dit so mooi, want dit gaan op die einde van die dag ook oor ons leefstyl. Wat mense van ons beleef, wanneer hulle met ons te doen kry. Wat is ons gesindheid? Hoe praat ons? Hoe tree ons op? Watter waarde voeg ons by tot ander mense se lewens? Vrug is nuttig vir ander mense, né? Jy gaan na 'n boom toe, jy sien daar is 'n vrug, jy pluk hom, jy eet hom, hy's goed vir jou. Die vrug wat ons dra, dit verheerlik die Here, ja, maar dit is ook tot voordeel van ander wat dit beleef. Ek weet nie of jy dit al beleef het in jou lewe, waar jy dalk in 'n milieu werk of in 'n huis is, waar dit nie noodwendig altyd vrede en rustigheid is nie. Net 'n voorbeeld. Miskien kom jy uit so 'n plek uit en jy is gewoond, jou hele lewe lank, dis altyd 'n gefight en dis altyd onrus. En dan op 'n dag ontmoet jy iemand by die kerk of waar ook al en hierdie persoon het net 'n goddelike rustigheid op hulle. En is so lekker om saam met hierdie mense te wees, want jy ervaar so die vrede van die Here saam met hierdie mense. Of die liefde van die Here. En dan voel dit vir jou, wow, ek wil by hierdie mense wees die heeltyd, want hier's vrede. Hier's nie onrus nie. Hier's 'n rustigheid. Dis tot voordeel van die persoon wat dit ervaar. Ek sê altyd 'n vrug het 'n put in, né? Wat gebeur met die put? Dis 'n saadjie mos. Wat gebeur met daai put? Hy groei. As ek 'n perske eet en ek gooi die put in die grond, die put val in die grond en hy ontkiem en hy groei, wat bring hy op? 'n Perskeboom. Né? En net so deur die vrug van die Gees te openbaar in ons lewe, plant ons ook saadjies in mense se lewens. En doen ons iets wat die Heilige Gees kan gebruik, sonder dat ons dit weet, om ook 'n impak te maak in iemand anders se lewe. Watter tipe vrug wil jy voortbring in die lewe? Watter tipe mens wil jy wees? Watter tipe impak wil jy maak in iemand se lewe? Jy sien, baie mans het hierdie ding van, jy weet, mense moet weet, hulle moenie met my moeilikheid soek nie. Jy wil hierdie intimiderende ou wees. Mense moet sommer weet. So dan loop jy sommer klaar met 'n frons en jy is sommer klaar reg. Want dis wat jy wil hê, mense moet beleef van jou. Hulle moenie met my moeilikheid soek nie. So jy straal dit uit, want jy het die besluit gemaak in jou gedagte en in jou hart, dat wanneer mense met my te doen kry, moet hulle weet, met hierdie man moet jy nie moeilikheid soek nie. Dit is wat hulle wil uitdra. Ons moet die besluit maak en sê nee. Wanneer mense met my te doen kry, moet hulle die vrug van die Gees beleef. Mense moet die vrede van die Here beleef wanneer hulle met my te doen kry. Mense moet die liefde van God beleef wanneer hulle met my te doen kry. Of die blydskap. Of die sagmoedigheid. Ek sal eerder wil hê mense moet van my sê, ja, sien, daai ou is sagte ou, maar jy moet hom nie verkeerd opvryf nie. Ja, daai is 'n groot ou, hy het seker die vermoë om jou te blaai dat jy lê, maar hy is nie so ou nie. Hy is sagmoedig, want hy dien die Here. Daar is iets anders aan hierdie ou, of hierdie vrou. Ek sê nie ons moet hierdie
walkovers word in die lewe nie. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sê net, ons moet die besluit maak en sê, ek wil hê, dat wanneer ek in die samelewing beweeg, en mense kry met my te doen of hulle my ken of nie, dat hulle sal ervaar, hierdie persoon is 'n kind van die Here, want die vrug van die Gees is teenwoordig op sy of haar lewe. Dit is 'n besluit wat ek en jy maak. En dit gaan dan ook bepaal waar ons gewortel gaan wees en op wie ons gerig gaan wees. Want as dit daaroor gaan om intimiderend te wees, waarin is jy dan gewortel? En waarop is jou hart gerig? Definitief nie op dit wat goddelik is nie. Jy is dalk baie meer selfgesentreerd as wat jy dink. Ons gebede moet wees en ons gesindheid moet wees. Here, mag my lewe in alle omstandighede goddelike vrug uitstoot. En ek wil uitstoot gebruik en hiermee sluit ek af. Jy weet nê, sommige mense het maar die vermoë om eerder die vrug van die vlees uit jou te wil uitbring as die vrug van die Gees. Ons moet dit vir mekaar sê. Sommige situasies is maar so dat jy voel jong. Ek sou nou graag hier 'n bietjie toornigheid wil uitbring. Sommige situasies het 'n manier om jou te druk, nê? En sommige mense het die vermoë om net op die verkeerde knoppies te druk. En dan voel jy hierdie vrug van die Gees wil nou hier, van die vlees wil nou hier uitgedruk word. Dink gou aan 'n spons. Hy suig mos alles op. As jy hom in vuil water druk en jy haal hom uit en jy druk hom, dan loop al vuil water uit. As jy hom in skoon water druk en jy haal hom uit en jy druk hom, dan kom daar skoon water uit. Dit wat hy van vol is, kom uit wanneer jy hom druk. Die lewe gaan ons druk. Die lewe gaan ons druk. Maar ons kan kies en sê, Here, ons kan bid en sê, Here, vul my so met die Gees, dat wanneer die lewe my druk, dat dit wat ek uitdruk is goddelike vrug. En as die lewe my so bietjie druk, dat dit wat uitkom mooi, rein en suiwer is. En nie dit wat vleeslik en dit wat vuil is nie. Jy sien, op die einde van die dag is dit 'n hartspostuur. Op die einde van die dag is dit 'n Godgerigtheid. Nou ek kan vir jou baie mooi verduidelik en vir jou die Griekse woorde gee en die betekenis oor die vrugte van die Gees. En dit gaan baie interessant wees. Maar ek wil so 'n treukie teruggee en sê, vir ons om daai dinge in ons lewe te openbaar, het ons nodig om gewortel te wees in die waarheid, gevul te wees met die Gees, Godgerig te wees, en nie ons harte te verhard, wanneer die Here aan ons wil snoei nie. Kom ons lewe 'n lewe van oorgawe aan die Here, en dan weet ons, en ons kan vertrou, dat die vrug van die Gees in ons lewe geopenbaar sal wees, tot voordeel van ander mense. Miskien is dit eerder die ding waarop ons moet fokus, as ons begin vra, wat is die teken, dat jy vervul is met die Heilige Gees? Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En Jesus sê baie mooi, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Amen. Kom ons maak toe die oor, dan bid ons saam. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie dat u so mooi met ons praat, Here, deur die woord en deur die Gees. Dit wat u in ons hart werk, ook wanneer ons hierdie dinge hoor. Ons sê vir u dankie daarvoor, Here. Here, van ons het al seker baie hierdie preek gehoor en al baie hierdie onderwerp gehoor. Here, my gebed is dat u ook net deur die Gees dit net weer sal oopbreek in ons harte en dit vir ons lewend sal maak en vir ons sal help ook met die toepassing daarvan. Dat ons nie ons harte sal verhard teen dit nie, maar sal doen dit wat u van ons vra. Ons dankie daarvoor, Here, en ons bid
dat U ook so mooi in ons harte sal werk, sodat die vrug van die Gees altyd deur in ons lewe geopenbaar sal word. Tot U eer. Amen.